Goeiedag, Yeshua leer ons bid in Matteus 6 en leer ons bid om te vra vir ons daaglikse brood. En dit is my gebed dat Vader vandag vir ons daaglikse brood uit sy woord uit sal gee. Vader sê in Joshua 1 vers 8 tot 9, as jy die woord bestudeer dag en nag, dan sal jy wel geluksalig wees in alles wat jy doen. Psalm 1 vers 1 tot 3, en daarom is dit my gebed dat ons tyd sal maak in Vader se woord, en dat sy woord soos heuning in ons monde sal wees, sodat ons sy woord daagliks sal bestudeer. Daar's vars manna uit Abba se troonkamer vandag vir jou. Abba Vader het vir Moses gesê in Eksodus 25 vers 8, bou vir my 'n heiligdom, dat ek in julle midde kan woon. Abba Vader gee toe ook vir Moses die presiese aanwysings hoe om hierdie heiligdom te bou. Inteendeel, 18 keer sê Abba Vader vir Moses, bou dit presies so. Nou 18 beteken slawerny. Met ander woorde, as ons doen presies soos wat Abba Vader sê, sal hy vir ons lei uit slawerny van dit wat ons bind. Dit was nog altyd Abba Vader se wil dat ons hom kan ken in alles. Hy sê dit in Spreuke 3 vers 5 tot 7. Dit was nog altyd Abba Vader se wil dat hy saam met ons in verhouding wandel hier op aarde. In dit waarvoor hy ons geroep het. Dis hier waar ons die moontlike doen en hy doen die onmoontlike. Maar so begin Moses met hierdie opdrag om 'n heiligdom, 'n tabernakel te bou. En in Eksodus 35 vers 5 sê hy vir die kinders van Israel, neem van julle besittings 'n offergawe aan Jotawah. Laat elkeen wat gewillig is in sy hart dit bring, die offergawe van Jotawah. Nou hierdie offergawe is die Hebreë woordjie terema, wat beteken bydra, porsie, 'n geskenk of 'n vrywillige offer. Dan sê Moses ook in Eksodus 35 vers 21, en elkeen wie se hart hom opgewek en elkeen wie se gees hom aangedryf het gekom. Hulle het die offergawe van Jotawah gebring vir die werk aan die tent van samekoms en vir sy hele bediening en vir die heilige klere. Die manne het met die vroue gekom en elkeen wat gewillig, die manne het saam met die vroue gekom, elkeen wat gewillig van hart was. Moses maak dit duidelik. Hoor, hierdie is nie 'n verpligting nie, hoor. Nee, net as jy gewillig van hart is. En so moes hulle eers in harmonie dan saamwerk en 'n plek voorberei vir Abba Vader om op aarde saam met hulle te wandel. Abba Vader het ook vir Moses gesê dat hy vir Bezalel en Oholiab voorberei het vir die bou van die tabernakel. Abba Vader het hulle albei gevul met sy ruach, met sy asem. En as gevolg van Abba Vader se asem, sy ruach in hulle, het Abba Vader beloof dat hierdie twee doodgewone manne bonatuurlik in staat gestel is om Abba Vader se heiligdom te bou, presies soos wat Abba Vader hulle wys. Hoor gou. Bezalel en Oholiab was nie meer bekwame mense voor die invulling van Abba Vader se asem, sy ruach, as ek of jy of enige iemand in Israel nie. Dit was nie natuurlike talent of opleiding wat hulle gekwalifiseer het om op aarde uit aardse materiaal 'n skaalmodel van die troonkamer van Abba Vader te bou nie. Dit was nie hulle wat self kon eervat daarvoor nie. Dit was die Ruach HaKodesh, die asem waarmee Abba Vader hulle gevul het. Maar let wel, die wysheid en vaardigheid van hierdie manne het gekom as gevolg van hulle gewillige harte en hulle totale oorgawe aan die vervulling van die Heilige Gees. So Abba Vader het egter nie die aflaai van wysheid, begrip en vaardigheid met Bezalel en Oholiab gestop nie. Nee, Abba Vader het vir Moses gesê in Eksodus 31 vers 6, en in die hart van elkeen wat kunsvaardig is, het ek wysheid gegee, dat hulle alles wat ek jou beveel het, kan maak. Net so het ons gesien het Abba Vader met die bou van die tempel, Salomo se tempel, vir Hiram van Tyrus laat kry, en hoe Abba Vader vir Hiram gevul het met sy gees. Net so in die boek Efesiërs gee Paulus ook vir ons dieselfde boutemas. Die boutema wat daar was om die tabernakel te bou, die boutema wat daar was om die tempel te bou. Maar wat moet ons bou? Wel, Yeshua sê in Matteus 16 vers 18, hy bou die kerk. So die vraag is ons as volgers van Yeshua, as volgers van die weg, nie veronderstel om dit voor te sit nie?
om te bou in die kerk, 'n huis van gebed nie. Hoe bou jy dan 'n kerk? Die woord leer ons in nederigheid, in eenheid, met 'n gewillige hart en met erkenning dat elke individu in die gelowige gemeenskap of in kerk 'n unieke skepping van 'n Vader het. Ja, Paulus sê in Efesiërs 4 vers 8, toe Yeshua opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dan gaan Paulus verder en sê, Yeshua het die volgende gawes gegee, vers 11, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Hoekom het Yeshua die gawes gegee? Sodat ons kan voortgaan met dit wat Yeshua begin bou het. In Efesiërs 4 vers 12 staan om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Hoekom het die heiliges nodig om toegerus te wees vir hulle dienswerk? Efesiërs 4 vers 12 sê tot opbouing van die liggaam van Yeshua. Paulus sê Yeshua het homself het hierdie gawes gegee sodat ons kan verder bou. En die vraag is, sal jy soos Bezalel en Oholiab, soos Hiram, jouself gee vir jou koning? Het jy 'n gewillige hart? Kan Abba Vader jou kom vul met sy gees en alles wat jy nodig het? Die woord sê, Yeshua het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Met ander woorde, ek en jy is geskenke, nie net vir onsself nie, maar vir mekaar, om mekaar toe te rus vir die dienswerk, om te bou in die liggaam van Yeshua. So kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, ek wil myself gee, ek wil gewillig wees, met 'n gewillige hart kom ek na U toe en ek gee myself, soos hulle al dit wat aan U behoort het, U het vir die kinders van Israel gesê om al die goud en die goeders te kry in Egipte, en so vra U, dat met die wat met 'n gewillige hart het, dit wil bring, en net so wil ons onsself gee vir U. Ons wil self gee, dit wat aan U behoort, wil ons gee. Ons wil onsself gee as lewende offers vir U. En vra, ons wil voortgaan met die bouwerk wat Yeshua begin het. Ons wil U hande wees, Yeshua, ons wil U voete wees. Kom vul ons met U roog. Ek bid dit alles in Yeshua Messiah se naam, die seun van Jotevawai. Amen. Shalom.